Goeienaand. Ons onderbreek die reeks aangesprekke oor Abraham ter voorbereiding vir die Paasfees oor die lyding van ons Here Jesus Christus vanuit die Matteus Evangelie na te dink. Die titel van ons reeks in aandgesprekke en prediking is Van middernag tot donkerdag. Ure van intense Jesus lyding. Ons gaan fokus op die intense paar uur tussen die gebedsworsteling van ons Here op Getsemane totdat hy aan die kruis gespijker is en 3 uur duisternis aangebreek het. Ons vind dit in die Evangelie van Matteus, hoofstuk 26 en 27. Ons wil jou uitnooi om saam met ons 'n diepte studie van die gebeure te maak, ten einde opnuut onder die indruk te kom van die geweldige lyding van ons Here in ons plek en terwille van ons. Ons antwoord in ons belydenis, Heidelbergse Katekisme Sondag 15, op die volgende vraag: wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Is dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde gelei het. Tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan. Kom ons dink vir 'n oomblik eers oor die tydlyn van ons Here se lewe op aarde. Jesus het vir ongeveer 33 jaar op aarde gelewe. Van die eerste 30 jaar weet ons eintlik bloot van sy geboorte en die gebeure daar rondom. Sê maar binne die eerste jaar van sy lewe op aarde. Matteus verhaal dit in hoofstuk 1 en 2. En buiten die verhaal wat Matteus nie eers verhaal nie, maar wat wel in Lukas opgeteken is, van Jesus se besoek aan die tempel op 12-jarige ouderdom, weet ons niks oor hierdie tydperk nie. Hierna, dit word reeds al in Matteus 3 aangeteken, word die lyne van Jesus se optrede op ouderdom min of meer 30 opgeneem. Hy word gedoop, is aangestel en toegerus vir sy dienswerk, en dit begin met die versoeking in die woestyn, Matteus 3 en 4. Alles wat in die evangelies opgeteken staan, het dus te maak met ongeveer die laaste 3 jaar van sy lewe. En dan, hiervan ongeveer die helfte van die evangelies af, kondig Jesus sy dood en opstanding aan, Matteus 16 vers 21. En dan begin die intensiteit van sy lyding en sy werk toeneem. Dan in hoofstuk 21 word 'n groter detail vertel van die laaste week van ons Here se lewe, waar hy net buite Jerusalem en Betanië oornag het. Hierop volg 'n daaglikse beskrywing van die laaste week van sy optrede. Die verhaal intensifiseer verder, want daar vanaf die donderdag na die salwing van Jesus amper 'n aaneenlopende beskrywing begin plaasvind van wat gebeur het. Die paasmaaltyd word berei, die verraaier aangewys, die nagmaal ingestel, en Jesus en sy disippels gaan na die tuin van Getsemane, waar hy in gebed met die Vader worstel. Rondom middernag van die donderdag, word hy gevange geneem. Binne 'n tydperk van ongeveer 12 ure tot met 12 uur Vrydag gebeur daar 'n hele reeks dinge. Dis hierop waarom ons gaan fokus gedurende hierdie Paastyd. In die paar ure word Jesus gevange geneem, hy word deur die Joodse Raad verhoor, Judas pleeg selfmoord en Petrus verloon die Here. Jesus word deur die Romeinse owerheid verhoor, hy word onskuldig verklaar en tog oorgegee om gekruisig te word. Hy word deur die soldate bespot en geslaan. Hy dra sy kruis totdat hy by Golgotha tussen 2 rowers gekruisig word. En dan word dit donker nag. 12 uur Vrydag, Paasvrydag. Die diepte van sy lyding breek aan. 3 ure van worsteling met die Hemelse Vader, waar die mens dit nie kan sien nie.
Hou dus die lyn van intensifisering van sy lyding vas. Jesus het sy hele lewe gelei, veral aan die einde. 30 jaar, dan 3 jaar, dan 1 week, en dan word dit ure, 12 ure tot aan die kruis. 3 ure duisternis. En dit bely ons om die toorn van God teen die sonde van die hele menslike geslag, ons in kluis gedra moes word. So het hy met sy lyding as die enigste soenoffer ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf. Dit het hy gedoen, ook vir my, in my plek, ter wille van my. Goeienaand.